Here. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Die dag sal die son jou nie steek nie, en slag sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Ons lees tot sover. Fris, ek dink iemand is al so bejaard. Ek hoor hy het goed. Ons gaan hierdie gedeelte kyk. Dit is 'n baie besondere en 'n baie kosbare gedeelte. My hulp kom van die Here. 'n Kenmerk van hierdie pelgrimlied is kinderlike afhanklikheid, 'n vaste geloofsekerheid en 'n vaste vertroue op die Here van die hemel en die aarde. Ek onthou as kinders moes ons hierdie psalm uit ons kop uitgeleer het. En hoe ouer ek word, hoe meer betekenis kry hierdie psalm vir my. Hierdie pelgrim staan op die punt om te vertrek op gevaarlike paaie. En hy vra die vraag, waar sal my hulp vandaan kom? Rowers was op daardie paaie en dit was gevaarlik. Herberge was so ongeveer 30 km uit mekaar uit en dan was hulle blootgestel aan die moontlikheid van aanvalle. En in hierdie saamkom in die erediens in die tempel is die psalm waarskynlik gebruik om hierdie feesvieringe, as dit afgehandel is, hierdie psalm vir hulle voor te hou. Net so voordat hierdie pelgrims op die pad vertrek het. Hierdie psalm moet die pelgrim versterk. Hy moet nou weer die gewone lewe met die gewone probleme die hoof gaan bied. En hy sien moontlik nie daarvoor kans nie. En hy is bekommerd oor hierdie pad wat hy ook moet gaan om by sy tuiste te kom. En nou vra hy, waar sal my hulp vandaan kom? Daar was in daardie tyd 'n geloof dat die gode in die berge gewoon het, dat dit 'n woonplek was, en dat mense opgekyk het na die berge vir hulp, maar nee. Hierdie pelgrim het in die tempel die bevestiging gekry dat sy hulp kom maar net van een plek. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die priester antwoord en hy seën hom, hy verseker hom dat die Here sal verhoed dat hy struikel. God sal hom op al die verskillende paaie van die lewe beskerm, want God sluimer of slaap nie. Die Here wat hemel en aarde gemaak het, sal hom beskerm. As die Here die hemel en die aarde geskep het, dan is daar vir hom niks onmoontlik. En dan kan hy hierdie ou klein mensie en vir my en vir jou baie maklik beskerm op hierdie pad wat ons moet loop. Die kronkelpaaie in die bergagtige land was vol van gevare. En veral in die ver afgeleë dele kon 'n pelgrim maklik deur hierdie rowers wat langs die pad was oorval word. Rondom Jerusalem is daar baie berge. Daar's baie skuilplek vir rowerbendes. En verder weg in die berge verlate kronkel die paaie, klowe, smal bergpasse en die rowerbendes kon baie maklik daarin skuil. En dan was hulle ook blootgestel aan wilde diere